Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, op hierdie donderdag, die 16de April 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Jy weet, ons lees in die boek van Johannes, nadat Jesus opgestaan het. Het dan verskeie mense verskyn. In Johannes 20 vers 19 is daar geskrywe, en toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan, en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Ontvang die Heilige Gees. Op die dag wat Jesus opgestaan het, het hy oor sy disippels geblaas en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. En op die 8ste dag, 8 dae daarna, 8 dae na dit, het hy weer aan hulle verskyn, om vir Thomas te wys, hy het opgestaan. Maar daar het iets anders gebeur op daardie dag, voordat hy aan die 11 verskyn het, voordat hy die Heilige Gees oor hulle geblaas het. Jy sien, Markus 16, vers 12 sê, en hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle terwyl hulle loop op pad in die veld. Dit is nou net nadat hy aan Maria Magdalena verskyn het, uit wie hy 7 duiwels gedryf het. En hy het vir haar gesê om vir die ander te gaan vertel, en sy het dit gedoen, maar hulle het nie geglo nie. Maar toe gaan hy eers en hy gaan op die pad. En die storie lees ons in Lukas 24 vanaf vers 13 tot 35. En 2 van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het, en terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle. Onthou, Markus het nou gesê, hy het van gedaante verander, hy lyk andersters. Maar hulle oë was weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie, want hy lyk andersters. Jy sien, my vraag vandag is, as Christus skielik hier agter my en jou verskyn, en saam met ons begin 'n stap waar ons is, gaan ons oë ons ook weerhou? Gaan ons hom ook nie herken nie, omdat hy dalk van gedaante verander het? Gaan ons ook nie sy stem herken nie? En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle so bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is hy alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet nie van die dinge wat in hierdie dae gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus die Nasarener, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met dit alles die 3de dag van dat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind, soos die vroue ook gesê het. Maar hom nie, het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Sien die mense wat tog die skrifte geken het, soos hierdie 2 manne, het 'n verwagting gehad dat Jesus hulle gaan verlos. Hulle het die profetiese boeke verkeerd verstaan. Hulle het gedink Jesus kom met die eerste slag
om hulle te verlos, want in daardie tyd is hulle onder die mag van die Romeine. En hulle dink Jesus gaan koning wees. Onthou, toe Jesus die brood en die visies uitgedeel het, voordat Lukas op die water geloop het. Daai tyd, toe hulle vir Jesus vasvang, nadat hy hulle kos gegee het, en hulle wou hom koning maak, hulle wou hom forceer om hulle koning te word, en Jesus moes onder hulle uitglip. Vers 26, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. In 8 myl het Jesus vir hulle alles gesê. In 8 myl. Daarom kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was, en hy het gemaak of hy verder wou gaan, maar hulle het by hom aangedring, en die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly, en toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit, en gee dit aan hulle, net soos met die nagmaal. Onthou, Jesus is die brood van die lewe volgens Johannes 6. Jesus is die manna wat uit die lug uitgekom het, soos met Israel in die woestyn. Die manna. Hy is die lewende brood wat uit die hemel uitgekom het. Hy is die woord wat vlees geword het. Toe hy nagmaal gehou het, toe breek hy die brood, toe sê hy, "Dit is my liggaam, eet." Daarom, wanneer ons die woord lees, dan bou ons die kennis, want ons is besig om die woord van Christus in te neem. Soos voedsel vir die siel, brood vir die siel. En toe hy hierso die brood breek, nadat hy hulle die woorde verduidelik het, toe hy hulle die hele storie vertel het, van Moses tot met al die profete, het hy dit vir hulle uitgelê. Maar toe hy die brood breek, toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, onthou, Jesus is hierso in vlees nog steeds. Want toe hy aan Thomas verskyn, toe sê hy vir hom, vat jou vinger en druk dit hier. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Sien, nou verstaan hulle die skrifte. Nou nadat hulle die brood geneem het wat Jesus vir hulle gegee het. Vandag vra ek vir jou, as Jesus saam met jou stap, gaan jy hom herken. As Jesus vir jou die brood gee, gaan jou oë oopgaan. Gaan jy die skrifte begin verstaan. Gaan jy begin om die lewende woord in te neem. Gaan jy meer en meer van hom soek. Gaan jy begin om te weet dat hy het opgestaan. Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle bymekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en toe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Wat 'n storie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, in hierdie dag kom ons, Here, en ons vra, Here, breek ons brood vir ons. Breek ons brood vandag, sodat ons ook die skrif kan verstaan, sodat U dit aan ons gee. Vader, lê dit vir ons uit in Jesus naam. Net sodat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Sodat die Bybel ons leer, Here. So het ons 'n verwagting vir die toekoms, omdat ons weet dat ons loop nie alleen nie. Ons is nie op hierdie pad alleen nie, want ons Christus is saam met ons. Dankie, Here, dat U die lig is van ons voete, sodat ons nie kan struikel nie. Dankie, Here, dat U aan ons geopenbaar het dit wat ons moet weet. Alles wat verborge is, weet ons, sal ons sien, lees en verstaan deur die Heilige Gees krag. Dankie vir U liefde en genade. Dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie dat U ons bewaar teen die bose. Dankie, Here, vir die oggend wat ons kan opstaan. Dat ons U kan loof en prys in Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.